Goeienaand geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil graag vanaand met u 'n gedagte deel wat die Here op my hart gelê het. En dit gaan oor hoe die wêreld en die kerk optree in vandag se dag. U sien, die kerk tree vandag op soos die wêreld en die wêreld soos die kerk. En ons kan nie meer onderskeid tref oor wie is van die Here en wie nie. En ons is in 'n tydperk waar ons aan ons vrugte getoets gaan word. Soos die Here by die vyeboom gekom het en dit was nie die tyd vir die vye nie. En hy kom daar en hy vind geen vrug aan die boom nie en hy vervloek die boom. En hulle was verkwaad en verwonderd, hoekom doen die Here dit? En die Here leer ons in daardie gelykenis dat ons moet tydig en ontydig moet ons die vrugte dra wat by die bekering pas. En die kerkewêreld is besig om baie keer dinge uit verband uit te ruk en gebooie van mense in te bring wat die mense so afskuwelik teenoor die kerk laat kyk dat niemand na die huis van die Here toe mee wil kom nie. Want die oomblik wanneer hulle in die huis van die Here kom, word hulle veroordeel, hulle word aangekyk as of die kat hulle daar ingedra het, hulle word verafskeë en hulle word nie meer met liefde ontvang nie. En baie keer dink ons dat wanneer iemand tot bekering kom en daardie persoon in die huis van die Here instap, moet hy onmiddellik die pad van geregtigheid ken en bewandel. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ons as kinders van die Here het elkeen 'n leerskool waar ons deur moet gaan. Die woord van die Here lees in in Matteus hoofstuk 15 en ek gaan oorgaan na 'n gedeelte toe in Romeine. En hy sê geveinstes, Matteus hoofstuk 15 vanaf vers 7, geveinstes tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jy sien, Sondag na Sondag is daar mense wat in die huise van die Here sit, reg oor die wêreld, en hulle eer God met hulle lippe, maar hulle hart is nie by die Here nie. As jy op sosiale media gaan, op Facebook en op TikTok en op almal se WhatsApp statusse, is 90% van ons vriendekring almal Christene. Maar die opdrag en die gedrag en die uitvoering van dit wat God vir ons gegee het, is nie altyd te vind by hulle nie. Hy sê, maar te vergeefs vereer julle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Jy sien, daar is baie dinge wat ons in die kerk inbring en sê, as iemand nie dit so doen nie, dan gaan hy nie hemel toe nie. As iemand nie dit doen nie, dan gaan hy nie gered word nie. En jy sien, ons stel baie keer in ons kerkse leerstellings en reëls dinge aan wat maak dat die gewone persoon voel dat ek pas nie by die kerk in nie. Die woord van die Here leer ons dat hy sê, kom soos jy is. Ja, tereg sê die woord nêrens dat ons moet bly soos wat ons is nie. Maar wanneer ons kom soos wat ons is en ons wat al hierdie pad stap vir jare, daardie siel aanvaar met liefde en respek, gaan God daardie persoon verander. Wanneer die Here met daardie persoon 'n ontmoeting het, sal hy outomaties sy hele lewenstyl verander en as mens wees wie hy is. Hy sê nie wat in die mond ingaan, verskoon tog, vers 10, en hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Jy sien, ons het vir jare predik ons vir die mense en sê, weet jy wat, as jy rook, gaan jy hel toe. As jy drink, gaan jy hel toe. As jy sekere kosse eet, gaan jy hel toe. Dan gaan jy dit nie maak nie. En Jesus kom en hy roep die skare by mekaar en hy sê vir hulle, weet julle wat? Ja, daardie reëls is ingestel om jou gesond te hou, om jou reg te hou, om jou skoon te kry voor my aangesig. Maar baie keer vervat ons daardie reëls en daardie wette wat God ingestel het en ons ruk dit uit verband uit. En ons verdoem mense vir die hel. En die woord van die Here leer ons om te sê, dit is nie wat ingaan wat onrein maak nie, maar dit wat uitkom. Ek ken baie mense in my lewe wat nie hulle lippe aan varkvleis gesit het, of rook, of drink nie, maar dit wat uit hulle hart uitkom is nie van die Here af nie. En hulle kom en hulle gee die gedaante en die skyn van godsaligheid en sê, ja, maar ek eet nie vark nie, ja, maar ek rook nie, ja, maar ek drink nie. Maar in hulle hoogmoed kyk hulle neer op ander kinders van die Here, in hulle hoogmoed vertrap hulle ander kinders van die Here oor spys en drank. Vernietig hulle mense wat wil sê, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, as gevolg van daardie een of daardie een wat my tereggewys het of my soos gemors behandel het, omdat ek worstel met iets in my lewe. En dan gaan daardie persoon wat die onreinheid uit sy hart uit laat uitkom, het teenoor die persoon wat dalk iets onrein volgens hom in sy liggaam ingebring het, gaan voor God moet staan. En die woord van die Here gaan verder in Romeine, voordat ek aangaan met Matteus hoofstuk 15, in Romeine hoofstuk 14, leer die woord van die Here ons in hoofstuk 14 vers 17, hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Die koninkryk van God strek verder as net spys en drank. Die koninkryk van God is nie dit wat jy eet of dit wat jy drink nie, maar dit is die geregtigheid van God. Doen jy wat God van jou verwag? Nou kry jy mense tot by die koninkryk van die Here. Bring jy mense nog tot by die voete van Jesus om hulle te wys en te leer daar is iets beters wat vir hulle weggebere is. Of veroordeel jy hom omdat hy miskien dalk rook of drink, en rook en drank gaan jou nie uit die hemel uithou nie. Maar wanneer jou tong vol dodelike gif is, en wanneer jou hart onrein is, en jy mense afbreek, en mense in die grond intrap, omdat jy dink jy is 'n groot Christen in jouself, gaan jy in 'n verrassing opeindig, die dag wanneer jy voor die troon van God staan. Hy sê, maar dit is geregtigheid en vrede. Daar waar God se gees is, daar is vrede, en daar is vryheid. As jy in 'n kerk instap, en daar is nie vrede of vryheid nie, kan jy maar met sekerheid weet, God se gees is nie daar nie. Wanneer jy in 'n kerk instap, en jy moet die Here se aangesig soek, en jy wil 'n pad met die Here stap, en die mense van die pastoor tot daaronder, kyk of die kat jou daar ingedraai het, staan op en gaan uit, en gaan na 'n gemeente toe waar jy God se vrede kan vind. Jy sien, dit is nie al die kerke wat God se naam vereer en verheerlik, wat kinders van die Here is nie. Jy gaan kyk aan hulle gedrag. Jy sien, daar's baie mense wat met die Bybel onder die arm loop, en min wat hulle wat die Bybel in hulle hart rondloop. Die woord van die Here gaan in Romeine hoofstuk 3, en hy leer ons, dat hy sê, hul keel is 'n oop graf. Romeine 3 vers 13. Hul keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Jy sien, daar's baie kinders van die Here wat 'n gedaante van godsaligheid uitstraal, wat sê, maar ek is 'n kind van die Here, maar hulle tong sê iets anders. Hulle gedrag sê iets anders. En die woord van die Here leer ons om te sê, pas op, want daar is baie mense, net soos die duiwel, wat hulle self voorgee, dat hulle is kinders van die lig, wat nie kinders van die lig is nie. En hy sluit af op Matteus 15, hoofstuk 15 vers 12. Hy sê daarop, kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? En ek weet, daar mag dalk baie van julle vanaand wees, wat dalk gaan aanstoot neem, omdat ek sê, dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Ja, pastoor, die woord van die Here leer ons en sê, jy mag nie varkvleis eet nie. Ja, jy mag nie sterk drank drink nie. Ja, jy mag nie dinge doen wat die tempel van God skade lei nie. Dit is so, jy mag nie. Maar dit strek verder as dit. Jy sien, baie keer wil ons mense veroordeel, en ons kyk die klein sondes raak. En ons kyk die dingetjies raak, wat eintlik niks met hulle godsaligheid te doen het nie. En baie keer druk ons hierdie evangelie so in hulle keel af, en die moeds en die moenies, dat ons vergeet hulle, om hulle die Here aan hulle voor te stel. So kom ons kom terug, soos die Engelse spreekwoord sê, back to basics. Kom ons krim terug na die ou weë, wanneer ons die sondaars weer lief kry, wanneer ons die mense wat die moeilike pad stap, wat dalk die verkeerd gedoen het, kry hulle eerder by Jesus uit. Kom soos wat hulle is, en God sal hulle verander, soos wat hulle moet wees, sodat hulle 'n bruikbare instrument in sy hand kan wees. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil bid in hierdie aanduur, dat U elkene wat met U pad stap, dat U ons 'n rein en 'n skoon hart sal begin gee, dat U ons opregtheid in ons hart sal begin plaas, dat ons meer na die siel sal kyk, in plaas daarvan om na die persoon te kyk wat sondig. Here, dat ons sal potensiaal sien in elke asem, in elke persoon wat lewe, want solank as wat daar lewe in iemand is daar hoop. Here, dankie dat U ons die genade skenk, dat ons U kan dien, die lewendige God, die waaragtige koning van Israel, wat nie sluimer of slaap nie. En ek wil bid dat U ernstig by elkeen sal stilstaan vanaand. Here, as ons keel dalk 'n oop graf is, vol dood en gif, wil ek vra dat U ons harte sal verander, dat ons hierdie klipharde hart sal laat uithaal, en dat U vir ons hart van vlees sal inplaas. Here, ek wil vra dat as ons hoogmoed in onsself gekry het, of enige persoon dink, hy is beter as iemand anderste, wil ek vra dat U 'n nederige gees onder U kinders sal inbring, dat ons nie meer mekaar sal vertrap nie, maar eerder mekaar sal omhels, mekaar sal ophelp en mekaar sal deurdra. Ons weet die tyd is besig om min te word. Ons weet U is in die tydperk besig om die skape van die skape te skei. Die wat moeilikheid veroorsaak, die wat 'n probleem is, 'n struikelblok vir die Heilige Gees om te werk. Wil ek bid dat U in elke hart sal werk, dat ons sal toegee en sal sê, ons is onderdanig aan U en U alleen. Nie aan 'n kerkleerstelling nie, nie aan my kerk se konstitusie nie, nie aan my pastoor se reëls en regulasies nie, maar dit wat die woord van die Here ons leer, dat ons daarin sal bly, daarin sal vashou, dat U woord altyd die finale sê sal hê in elke kind van God se lewe, en dat hulle sal weet U is altyd met hulle. Here, seën ons in hierdie tydperk, seën die naweek se dienste, almal wat optrek,
na die huise van gebed toe, dat die Heilige Gees hulle sal besoek, wat se denominasie hulle ook al self mag bevind, en wat se dorp of kerk hulle ook al mag wees, dat die Heilige Gees deur daardie gebou en deur die mense sal trek, dat die Gees van waarheid sal uitkom, en dat die harte sal terugkeer na U toe, en te sê, Here, aan U toe gee ons oor, en ons gee aan U al die lof, al die eer, en al die aanbidding. Sien ons dan nou in hierdie aanduur, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.